Manson and Rob Zombie and all these different rock stars. They really became an escape for someone like me who felt that I was an outsider. Growing up, I was alienated because I was never interested in athletics or what everybody else in my family was interested in. Singing was always an escape. It was always a comfort zone. Why are you so nervous? This is my first time singing in front of anybody. Really? Yes. You've never sang in front of anyone before? Anybody. Hey, well, I'm rooting for you. Being on America's Got Talent, it's a huge step for someone like me who's never sang in public before, never sang in front of even my family. I think my days of being shy and being an outcast have reached their end, and I'd like to be able to really show what I can do. Give them what you got, man. All right? I'm with you. Wow! You go now. You okay? It's gonna be all right. Don't be nervous, Andrew. Rough day at the office? I know the feeling. What's your name? My name is Andrew De Leon. Andrew, you've got an unusual look, but is this how you walk around all day? Yes. Kind of a goth look, you would describe this as? Yes. I assume you're a singer? Yes. Well, listen, why don't you do your thing? Okay. Good luck. Thank you. What's going through your mind? Can you share it with us? I'm just so used to being rejected, and I'm not really good at anything, so this is amazing. Feels good. And you know, I sensed right before you sang, you were feeling very nervous. You ever perform in front of a big crowd like this? I've never performed in front of anybody. No kidding. This is your first time. I mean, literally, you must have taken voice training or something, no? Not at all. Self-taught. And you would practice this, what, in your room? And yet you got up here and blew the roof off the joint. Good for you. Thank you. Andrew, what do your parents think of your voice? They've never heard me sing either. Are they here? Haven't? They are here. Where are they? They're right up there. Well, they must be so proud of you. And please don't say that you're not good at anything, because you've got an amazing voice and you are an individual. Howie? You know, you've been hiding in your room all these years, but you never let the world see who you are or what you are. And it's not that you're good at anything, you are great. We're gonna vote now.
I'll be the first one to vote yes. Big time. Sharon. Yeah, Andrew, I'm definitely in love with you now. And I'd say yes. Howie. Mom, Dad, how proud are you of your son? Very proud. Very proud. Well, you know something? We all love your boy now. That's 3 yeses. You're going to Vegas. Kom ons wees gou 'n bietjie eerlik. Wie van ons, nie hoef jy hand op te steek nie, dis net 'n vraag wat jy vir jouself moet antwoord. Wie van ons toe ons hom die eerste slag gesien het gedink hierdie jong man wat soos 'n goth aangetrek is, kan sing? En wie van ons het gedink dat hy so kan sing? Wie van ons het gedink dat hier is 'n jong mens wat soveel verwerping in sy lewe beleef het, dat hy voel ek kan eintlik niks goed doen. En wat heeltemal verstom gaan wees wanneer hy hierdie wonderlike terugvoering kry. Jy sien die fout wat ons in die lewe maak, is ons is so geneig om vas te kyk teen mense se uiterlike, teen die dinge wat ons kan sien. Met God is dit anders. Die Here kyk verby die uiterlike. En God kom kyk na mense hart. Na dit wat binne in jou aan die gang is, wat nie een van ons regtig kan pyl nie. Die apostel Johannes is as 'n bandeling op die eiland Patmos. En dan verskyn die Here Jesus aan hom en die Here gee vir hom 7 briewe wat hy moet neerskryf vir 7 gemeentes in wat vandag Wes-Turkye is. So die 7 werklike gemeentes, situasies wat daar in die gang is en die Here kom spreek dit aan in hierdie briewe. So kom ons lees vanaf vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Engel kan ook vertaal word boodskapper. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. Lydsaamheid beteken volharding. Die Here sê ek ken dit. En ek ken dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Nou lees ons in ons skrifgedeelte, die Here skryf hierdie brief aan die gemeente in Efese. En waarskynlik op 'n oggend soos vanoggend kom hierdie gemeente bymekaar. Hulle is opgewonde want die Here Jesus het vir hulle 'n brief geskryf. Kan jy jou indink? Ons gaan vanoggend hoor wat die Here vir ons sê, vir ons spesiaal. En hierdie was 'n baie oulike gemeente gewees. En hulle hoor, ek ken jou werke. Ek ken jou lewe. Ek weet wat in jou lewe aan die gang is. Ek ken hoe hard jy vir my werk. Ek ken hoe jy verdra en volhard wanneer dit swaar gaan. Ek weet, sê die Here, dat jy nie tyd het vir valse leraars nie. Ek weet dat jy baie verdra het, baie vir my naam gearbeid en dat jy nie moeg geword het nie. Miskien was daar amper daardie gevoel van verligting gewees onder die mense. Wat die Here vir ons sê, klink so mooi. Dis wonderlik om te hoor. Die Here dink ons is 'n baie oulike gemeente. Want as jy sou kyk vir die Christene in Efese, dis wat 'n mens sou sien. Hulle doen al die regte dinge, omdat dit die regte ding is om te doen. Dis mooi mense, dis God se mense, en ja, verseker is dit 'n gemeente waarna 'n mens kan kyk, en sê, mooi so, wel gedaan. En dan kom die Here Jesus, in vers 4 kom en sê hy, maar,
Jy weet daardie woordjie, maar, verander alles, sommer in ons alledaagse taal ook. Ek weet nie van jou nie, maar is 'n woord wat my sommer moedeloos maak as ek dit hoor. Baie keer sal jy besig wees om met iemand te praat, jy het 'n standpunt wat jy wil verdedig. Jy wil daardie persoon se gedagtes verander. Jy haal alles uit wat jy het. Jy het jou motiverings. Hoekom hierdie persoon nou hierdie standpunt moet aanvaar? Dit klink so oortuigend. Jy is oortuig. Dit lyk so of hierdie persoon oortuig is en dan op 'n kritieke oomblik, maar. En dan kom daardie persoon en dit wat hy sê trek 'n streep deur alles wat jy gesê het. Hy aanvaar dit nie. Daar's soveel wil hy vir jou sê wat jy nie raak gesien het nie, as 'n ander manier om na dinge te kyk. En al die voorafgaande maak eintlik nie meer saak nie. En so kom die Here Jesus met hierdie gemeente en hy sê vir hulle al die mooi dinge wat waar is van hulle en dan kom sê hy, maar wanneer ek na julle hart kyk, dan sien ek iets anders. Jy sien, ons kyk na wat mense doen. Die Here Jesus kyk na waarom ons dinge doen. En dit maak 'n groot verskil. Ons kyk na die wat mense doen, God kyk na die waarom. So wanneer die Here kyk na hierdie gemeente, en die wat is baie mooi, die waarom het verval in, dis die regte ding om te doen, maar is nie gebore uit 'n passie, uit 'n liefde, uit 'n toewyding vir die Here Jesus nie. Dit was so in die verlede, maar is nie meer so nie. Die vraag vir elkeen van ons is of ons ook in hierdie kategorie val waar die Here Jesus kom en sê, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Die 1983 vertaling sê, maar ek het dit teen julle het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Ek vind nogal in Nieu-Seeland, dat mense wat die Here voluit gedien het in Suid-Afrika, baie keer in hulle toewyding aan die Here vervlou. Dis net nie meer dieselfde. Daar's nie openlike rugdraai op die Here, maar daar's net nie daardie liefde en die toewyding wat daar was nie. So kom ons gaan dink net vir 'n paar oomblik aan hierdie gemeente, waar was hulle? Want die Here Jesus kom en hy kom sê vir hulle, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Wat hy sê is, daar was 'n tyd toe julle die standaard hoog gestel het vir julle self, maar julle het verval daarvan, julle is nie meer daar waar julle was. En onthou, dink 'n bietjie, waar was julle? So kom ons gaan kyk 'n bietjie, waar was hierdie gemeente gewees? En dan moet ons gaan kyk na hoe die gemeente was toe hulle begin het, reg daar in die heel begin toe die evangelie aan hulle verkondig is. En daar's 3 spesifieke dinge wat ek vanoggend vir ons wil uitlig. Hierdie gemeente is gekenmerk deur, daar was geen opoffering te groot vir hulle om God se woord te hoor nie. Geen opoffering te groot om die woord van die Here te hoor. Nou Paulus gaan vir die eerste 3 weke bring hy die evangelie in die Joodse sinagoge. Hulle verwerp die evangelie. Paulus het nie meer die vrymoedigheid om die evangelie aan hulle te bring nie. En dan gaan hy en hy hier, nou wat ons lees is, hy gaan en hy gee onderrig vir 2 jaar lank in die skool van Tyrannus. Maar vir 2 jaar gaan Paulus en hy gee onderrig, hy praat met mense, hy redeneer, hy bring die woord aan die mense in die skool van Tyrannus. Nou werk dit so, tot en met 11 uur gaan mense skool. 11 uur dan is dit siesta tyd. In daardie ontsettende bloedige hitte gaan slaap almal. Om die waarheid te sê, hulle sê daar was meer mense wakker in ou Griekeland 1 uur in die nag as 1 uur in die middag. Paulus begin met sy Bybellesse wanneer almal gaan slaap. Dit duur tot 4 uur toe, dan het hulle weer die skool nodig. Maar vir 2 jaar elke dag is hy besig om die woord van die Here te leer vir mense. 1 Tessalonisense 2 vers 13 sê, hierdie woord werk in hulle wat glo. Hierdie mense het dit beleef as krag in die woord van die Here. Hierdie woord verander
'n mens. En daarom as ons Handelinge 19 lees, dan sien ons, is nie baie lank nie, of die hele klein Asië, daar die hele gebied in Wes-Turkye, wat ons vandag Wes-Turkye sal noem, het die woord van die Here gehoor. Nie omdat Paulus het individueel vir elkeen gebring het nie, maar omdat hulle die woord gehoor het en het weer gaan deel het met ander mense, meer en meer mense hoor die woord, almal het nie aanvaar nie, maar hulle hoor die woord. Nou lees ons later, totdat die hele gebied die woord gehoor het, die evangelie gehoor het. Kom ek vra gou 'n bietjie vir jou, hoe ernstig neem jy God se woord op nog al die tyd? Miskien was daar 'n tyd in jou lewe wat jy ernstig was daaroor, wat jy nie genoeg kon kry van die woord. Ons lees in 1 Petrus 2 vers 2, verlang soos pasgebore babetjies dan na die onvervalste melk van die woord. Nou was 'n tyd wat jy tyd gemaak het vir God se woord. Daar was 'n tyd wat jy nie 'n diens sou laat verbygaan, omdat jy 'n honger gehad het na die woord. Maar hoe is dit vandag? Of moet die Here ook vir jou sê, daar was 'n tyd wat jy die standaard gestel het van, hierdie woord is vir my belangrik, ek rig my lewe in volgens hierdie woord, ek kan nie genoeg het bestudeer nie, maar as ek moet eerlik wees vandag, het die woord ergens agterweë gebly. En ek noem myself nog kind van die Here, en ek probeer nog die Here dien, en my hart is nog by die Here, maar eintlik is my hart nie meer by die Here nie. Die tweede ding wat ons van hierdie gemeente kan sê, is daar was geen opoffering te groot om God se wil te doen nie. Hierdie mense het 'n commitment gehad om te doen wat reg is en om die woord van die Here in aksie te gaan uitvoer. Elke dag. Ook in die areas in hulle lewe waar dit seer gemaak het. Nou baie van die heidene was absoluut vasgevang in die okkulte gewees, en towery en die tipe van ding. Nou in Efese het jy hierdie groot tempel ter ere van Diana gekry. En dan het hulle nou klein tempeltjies, klein silwer tempeltjies gemaak, en die mense kon dit koop, dit was duur. Maar jy het jou tempeltjie gekoop, en dan het hulle nou geglo, daardie tempel is jou gelukbringer. Dit gaan vir jou seën en voorspoed bring. Wat hulle ook gedoen het, hulle klein boekrolletjies verkoop, weer peperduur. Maar dan in daardie boekrolletjie is daar 'n towerspreek, en as jy nou daardie spreek oor en oor en oor en oor sê, dan gaan dit wat jy nou begeer waar word. So die mense is vasgevang in towery en afgodery. En dan hoor hulle die waarheid. En dan lees ons, dan bring hulle al daardie goedes wat te doen het met afgodery. Hulle bring hulle boeke wat te doen het met afgodery, al hulle beeldjies, alles. En hulle kom verbrand dit, en dit was een groot vuur gewees, en dit was 'n enorme bedrag. Ons lees daarso, vers 18, en baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak, en verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. Kan jy dink wat die ongelowiges gesê het? En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. Dit was 'n enorme bedrag gewees. So die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Daar's nie by hulle iets wat te veel gevra is om die wil van die Here te doen nie. My vraag vir elkeen van ons is, waar trek ons die streep? Dis wat ek bereid is om te doen, om God se wil te doen, en waar staan ek so 'n bietjie terug? Miskien kan jy sê, dis waar ek was. Maar as ek baie eerlik moet wees, my hart is nie meer daar nie. Die derde ding wat ek dink ons by hulle kan sien, is daar's geen opoffering te groot vir God se saak in die wêreld nie. Hierdie mense, wanneer hulle tot bekering kom, het 'n getuienis. Hulle het 'n getuienis wat 'n impak maak op hulle gemeenskap. Efese was bekend as 'n plek wat werklik waar sondig was, as 'n sedelose plek. Een van hulle filosowe met die naam van Heraklitus, hy was bekend as die heilende filosoof. En hy het geloop en dan het hy gehuil oor die verkeerdheid van die mense onder wie hy leef. Net om jou 'n idee te gee van, dit was regtig 'n slegte plek om in te woon, in terme van sonde. Hulle het nou hierdie tempel gehad, by die tempel was daar duisende prostituie gewees. En hulle het geleer, as jy met die prostituut besig is, dis hoe jy eer aan die Here bring. So baie mense het eer aan hulle God gebring. Nou kom hulle tot bekering, hulle breek met al daardie goedes. Dis so erg,
dat dit die ekonomie knou. Hier's 'n hele ekonomie gebou rondom hierdie verkoop van die klein silwer tempeltjies en die boekrolletjies en so aan. En een van hulle voorgangers daarso is 'n man met die naam van Demetrius, wat baie ryk geword het uit hierdie, en nou skielik kom hy agter, maar ek is besig om skade te doen. Nou lees ons vers 23, en omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding, met ander woorde een groot enorme opskudding, met betrekking tot die weg ontstaan. Dis nou wat hulle die Christene genoem het, die leer van die Christene, die weg. Want iemand met die naam van Demetrius, 'n silversmid, maker van silwer tempeltjies van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe het hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe bymekaar geroep het, en hy sê vir hulle, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is, en julle sien en hoor dat nie alleen in Efese nie, hoor wat sê hy? Hy gee erkenning hieraan. Nie alleen in Efese nie, maar byna in die hele Asië. Hierdie Paulus 'n aansienlike skare oorgale afvallig gemaak het, te sê dat dit geen gode is wat met hande gemaak word nie. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in veragting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word nie, en dat haar majesteit wat die hele wêreld, ja die hele Asië vereer, ook tot niet sal gaan. Dan sal een groot oproer. Hoekom? Want daar was mense wat bereid gewees het om ter wille van Christus 'n stand in te neem, maak nie saak wat die gevolge is. Vanoggend so uit my geheue uit onthou ek iets as 'n kind. Ek onthou ek en 'n vriend, en ek weet nie wie hy was nie, ek kan nie onthou nie. Ons is op 'n voorstedelike trein in Kaapstad. Ergens tussen Kaapstad en Simonstad. En ek weet ook nie hoekom ek op die trein was en wat ons gemaak nie. Wat ek wel weet, ek het 'n pak traktate gehad en ek op al die stoele het ek traktate gepak. Amper soos met Hansie en Grietjie tot waar ek sit. En hier kom 'n man en 'n vrou en hulle vra vir my, "Het jy hierdie traktate uitgepak?" En ek sê, "Ja, ek het." "Hoekom?" Hier druk hulle my ook en ek my getuienis gee. En ek het dit vir hulle gegee en hulle het so 2 minute geluister en sê, "O goed, nee, ons verstaan nou hoekom jy dit gedoen het." Ek dink op myself, wanneer laas het ek so iets gedoen wat so duidelik was dat dit 'n pad na my toe gelei het, om dat mense na my toe kan kom en sê, "Hoekom doen jy daardie dinge?" Of vleg ons maar so saam met die samelewing. Neem ons regtig ons stand in, dat mense kan sien. Was ons dalk daar? Maar ons is nie meer daar nie. Vanoggend dink ek elkeen van ons moet maar net baie eerlik voor die Here kom en hoor wat die Here vir ons sê. Wat die Here hierso sê, onthou waarvan jy uitgeval het, onthou die standaard wat jy gestel het, en jy is nie meer daar nie, onthou dit en bekeer jou. Maak hy draai in jou lewe terug na wat jy was. Hoe doen mense die eerste werke? In jou verhouding met die Here. Het dit nie tyd geword, dalk het jy, soos die woord sê, die eerste werke begin doen. Dit wat jy gedoen het, toe jy vuur en vlam was vir die Here, toe die ywer van die Here in jou hart gebrand het, is dit nie meer tyd dat jy teruggaan na daardie dinge en weer sê, "Here, ek wil weer vir u dien soos ek vir u gedien het, jare gelede." As jy dit nog nooit gedoen het nie, dit is 'n wonderlike geleentheid nou wat die Here vir jou gee, om te kom en te sê, "Here, hier is ek, hierdie mens gaan vir u dien. Hierdie mens, Here, gaan u woord ernstig opvat. Hierdie mens, Here, gaan geen opoffering ontsien om vir u voluit te dien. Hierdie mens, Here, gaan die saak van die Here bevorder. Ek is uitverkoop, Here, om vir u te eer." En dis wat Jesus vir hierdie gemeente sê. Daar kom 'n waarskuwing vir die gemeente, en as hulle dit nie doen nie, sal hulle kandelaar verwyder word, waarsku die Here. Wat hy daarmee sê is, julle as gemeente gaan ophou bestaan, en dit het gebeur met Efese, dat hulle ophou bestaan het. Wat vir ons sê, hulle het nie volgehou met dit wat Jesus vir hulle gesê het nie. Ek wil nie ons moet hier sit vanoggend met 'n gevoel van veroordeling van jy weet, ons skiet so ver te kort. Jesus kom sê juis hierdie goed vir die gemeente, sodat hulle kan terugkom na sy hart, sodat hulle weer 'n hart kan hê vir dit wat vir hom saak maak. Ek wil vanoggend vir jou daardie geleentheid gee om te kom en net dit vir die Here te kom sê. Ek kan baie dinge sê om jou te motiveer. Ek hoef niks te sê.
Al wat ek moet doen is om vir jou te vat na die kruis van Jesus. En vir jou te sê, onthou wat Jesus vir jou gedoen het. Dink terug, toe jy verlore was. Was jy gelukkig? Dink terug aan die verskil wat Jesus in jou lewe gemaak het, nadat jy Jesus as verlosser aanvaar het. Was dit vir jou die moeite werd? Kan jy getuig dat Jesus vir jou 'n lewende werklikheid was? Dink terug vanoggend aan 'n kruis waar 'n verlosser sy lewe kom gee, sodat jy gered kan word, nou en vir ewig, sodat jy die lewe in al sy volheid kan hê, sodat jy vrede in jou hart kan hê, sodat dinge verander, sodat jy 'n nuwe mens kan maak. Dis nie net geskiedenis nie. God wil hê daardie dinge moet vir ons 'n werklikheid wees, elke dag, vandag, nou. En dit bring ons by daardie punt waar ons moet kom en sê, Here, U praat met my. En ek moet antwoord op wat die Here vir my sê. Wat die Here vir ons kom sê, bekeer jou, draai terug. Kom terug na my. Sal ons nie vanoggend kom en vir die Here kom vra, Here, kom raak my hart aan. Ek het nodig, Here, dat U weer daardie liefde vir U in my hart kom gee. Vir die Heilige Gees sal kom vra, Here, kom verander my. En wanneer ek by daardie deur uitstap, Here, kom werk deur my, sodat ek hierdie liefde vir U sal hê, want in myself het ek dit nie. So dit kom terug na daardie oorgawe wat 'n mens maak aan die Here Jesus, net om te sê, Here, hier's ek. Ek draai terug vanoggend na U toe. As dit vir my voel ek is ver van God af, is dit nie omdat God wegbeweeg het. God is nog steeds een gebed ver. Dis omdat ek wegbeweeg het. En die Here kom sê, kom terug. Draai terug. Is dit bekeer beteken? Draai terug. So kom ons, terwyl ons so voor die Here sit, kom ons kom maak daardie oorgawe aan die Here. Dis my uitnodiging aan jou vanoggend. Here, ons moet eerlik wees ook, vanoggend is vir ons moeilik om die regte dinge te sê op 'n oomblik soos hierdie. Ek dink, Here, as ons begin met ek is jammer, gaan ons al 'n ver pad loop. Ek is jammer, Here, vir die dinge wat ek in my lewe toegelaat het, wat U liefde kom verdryf het. Maar as wil kom sê, Here, kom help ons om vir U volheid te dien. Kom stort U liefde in ons hart opnuut uit. Geef vir ons, Here, 'n passie vir U, 'n passie vir die woord, 'n passie om U wil te doen, 'n passie om te sien dat die saak van die Here groei en bevorder. Kom help ons, Here, nie net om die regte dinge te doen uiterlik nie, maar Here, help ons dat die waarom ons te doen reg sal wees, dat dit sal wees, ek is lief vir die Here Jesus, dis hoekom ek dit doen, sodat alles wat ek doen, Here, nie net uiterlik mooi sal wees, maar dat dit gemotiveer sal wees, met ek wil vir U lief hê met alles wat ek is, alles wat ek het, alles wat ek ooit sal wees, alles wat ek ooit sal hê. En in die Gees word ons teruggevoer na die kruis van Jesus Christus. Die een groot geleentheid, die Here, waar U vir ons kom wys het, hoe ontsettend baie U vir ons lief het. Here, en U liefde vir ons het niks verander. In 2000 jaar, Here, is U nog steeds net so lief vir ons. Gee nog net so om vir ons. En ek wonder of jy nie hierdie gebed net wil bevestig met 'n amen.